Het is natuurlijk drama in alle reg. En dit is vir my 'n groot voorreg. Ek is Malien Leroux. Ek is oorspronklik van Wellington en baie dankie vir die eer wat julle vir ons betoon dat ons kan praat oor 'n legende, 'n ikoon wat deur sy skrywe en sy lewe vir die mense gepraat het. En voor ons 'n persoon oproep wat ons mee gaan gesels oor hierdie Adam Small, gaan ons so 'n bietjie anderste ons gesprek begin. Ek gaan nou eers 'n bietjie 'n drama doen, né? In terme van julle weet mos, né? Die Nico in 1971 was mos daai Grand Dame wat geopen het, want die lesing gaan mos nou Adam en die Nico. So my eerste stuk wat ek aantrek is van ons wardrobe. Is drama vandag. Dit was die Grand Dame. Maar die Grand Dame was net vir sekere mense. En dit is die reis wat ons vandag vir julle mee gaan meer reis vandag. En so begin ek om te sê, die Nico is mos al vir almal op. Maar nou madam, excuse me, waar gaat ek kampie? Want die Nico was net oop op 'n Dinsdag vir mense van kleur. Dan moet hulle wag met 'n permit. En ons gaan nou begin eers met hierdie lesing met Kersfees van my Jacobs wat ons elke jaar opvoer hier by Aardskep, sodat ons kinders moet kan weet wat gaan aan in Menenberg, in Lavender Hill, en dis 'n voorgeskrewe werk. En ek roep nou vir Andre vorentoe en vir Paul. Kom julle, laat ons sing en laat ons vir Kersfees gou aan die gehoor voorstel. En sodoende, soos hulle vorentoe kom, roep ek sommer vir professor Stewart van Wyk na die verhoog. Gee vir hom 'n handeklap. Sy werk is geskoei ook en persoonlik op Adam Small. Ons wil sê ook net baie dankie vir SBA, die voorsitter van SBA, professor Michael Lekodeer, en ek sien die uitvoerende hoof is ook hier, Neil Leroux, en ek sien ook my baas, Karen Meyring, en sy is ook by SBA, en ek sien vir Basil ook, want ons gaan Kanako huis toe ook nog doen. So ek roep vorentoe vir Paul en vir Andre. Sorry, Paul is hier so nie en ek is veronderstel. Ons sal sommer net staan. Dis so. Ek moes nie nog 'n inleiding Nee, jy staan. Nou, okay. So ja. Ons kon laat ons sing, kon laat ons There we speel. go. There we go. Ons begin. Okay, maar dis reg. Ons doen soos die juffrou mos gesê het. Net so, Mr. Cavalas. Ons gaan vir niks van niemand voorstel. Net so. Juffrou. Is die Grand Dame. Oh, hello, Mr. Cavanielis. Good evening, Mr. Lagoon. Lovely evening, huh? Nice and crisp for jogging. Net 'n bietjie koud, Mr. Lagoon, maar ek gaan maar inkruip. You had a long day, Mr. Cavanielis. Yeah. Ja. Ja, lang dag, Mr. Laguma. Mr. Laguma is ek baie fit. Well, you see, Mr. Cavanielis, fitness is a way of living. Come, let me show you how, man. It's very Nee, is 'n bietjie laat. It is late already, Mr. Laguma. My wife. Ach, 'n bietjie skipping het tot nooit gaan niemand seer gemaak nie. 'n Bietjie skipping and a shower afterwards. That will make you feel really sharp and fresh. Oh, so you got a shower at home, Mr. Laguma. Ja. Ja, ons gaan vir ons ook nog een laat insit.
is net die ekstra loodwerk is so duur en ons moet mos nou nie in 'n koephuisie, maar in 'n huurhuis. En die munisipaliteit, hulle laat jou nie toe om enigiets te doen nie. Jy moet eers hulle van lof kry vir ekstra werk of enigiets. You don't tell me, Mr. Cavanagh. En dan is al die vorms nog in duplicate of even triplicate. The bureaucratic swine. Ja, is terrible, Mr. Laguma. Terrible! It's bloody terrible. Kyk wat maak hulle met my. Kyk wat maak hulle met jou. Met al ons families, hè? Kyk die huise wat hulle ons gebou het. You call this living, huh? Uit Claremont, uit Woodstock, uit gebulldoze, uit Toekalits. Gaan bly daar so aan die kant. Never mind die matchbox houses, die cementstrippe wat paas vir strate. Never mind dat julle moet busfares en trains betaal om te travel werk toe nie. Never mind dat daar nie amenities en facilities in die township is nie. Daar is group areas legislation, Mr. Cabanillas. Group areas, more like prisons. Big bloody prisons. Nou kan jy sien, Mr. Laguma, dit is hoekom ek Modi en Blanche hierso wil uit. Hierso uitkom? Yeah, you must be joking, Mr. Cavanagh. So, maybe you're lucky. Jake het 'n opportunity gestryk om geld te maak. But the others, under the bread line, man. Huh? They stay under the fucking bread line. Hulle damn liewe en hulle move nooit op nie. Liewerste onder toe. Kykie, jy word hierse gebore onder die bread line en jy vrek hierse onder die bread line. Ja, maar dit is hoekom ek en Modi en Blanche hierso wil weg. Oh, best of luck, Mr. Cavanagh. Jy mag geld om hierso uit te breek. Best of luck. Maar dis 'n sterk tronkie sê. Ja. Kyk net die tralies. 'n Sterk tronk sê ek. Ja. En nou is Map Jacob ook terug. Hier na toe. Kan jy jou imagine? Hier na toe. Kom uit die tronk uit. Terug na dit toe. And you know what actually gets me? Is dat die mense nog actually bid. Nog in die Here glo. Praise the Lord and all that jazz. Wel, En ek hoor, Matt Jacobs is ook allemaal gebekeer. Ek is nou daar Blanche. Weet jy hoe klom Matt gekod het? You know why? Ek stel nie belang in Mr. Is omdat hy getattoo is, man. Oor sy hele lyf, that beautiful body of his, hè? Hoe kom wat hy gaan op met allerhande merke en sulke goed, like to identify himself. Ja, dat is wat 'n mens doen as hy desperate is in 'n plek soos die, man. Dis dieselfde ding, man. Soos die mense hier, hulle grys huise paint. Die ene paint 'n bright red, die ene paint 'n bright blue, die ene paint 'n eagle op sy deur, die ene vir Superman en so on and so on. Verstaan jy, Mr. Cavanagh? Dis soos tattoos, man. Dis dieselfde, man. You search for something. Kyk, as jy 'n regte mens is, dan wil jy weet waar jy anders en waar jy af is. Verstaan jy, hè? Jy moet ook belong, man. Belong. Somewhere moet jy daar iets kan identify met yourself. En yourself is somebody else. Ja. Maar wat gebeur? District 6's, the Claremonts, the Simonstowns, hulle bulldoze jou maar uit jou bitchy history uit, Mr. Cavanagh, man. Dan bou hulle vir hierdie council flats, hierdie matchbox, hier op die kale Cape Flats-sand, hier waar die south eat op sy worst by, here where flowers and grass don't grow, unless you got the cash for all that water. Verstaan jy, Mr. Cavanagh? Ja. En dan, man se history gedestrooi. En die original is van jou familie gedestrooi. En die connections met die mense wat jy geken het en al die resentment en opgestook het. Well, you got to start all over again, Mr. Cavanagh. Ja, maar dit is hoekom ons hierso wil uit. All over again, this is wasteland. Hier waar daar niks direction is, man. Hier waar het vir my en vir jou en al ons families ingevors het. Group areas. Ons almal soek 'n direction. An identity. Kyk maar Matt Jacobs se tattoos. Daai is 'n search for identity, man. Ek is nou daar, Modi. Mens moet belong, man. By hook or by crook, somehow. That's the secret to living. To belong. Good night, Mr. Laguma. En dit is 'n uittreksel van Adam Small se voorgeskrewe werk
wat ons elke jaar, en hierdie jaar het oor die 30.000 leerders van die Weskaap dit gesien. En dit raak hulle almal so diep. So vandag sit ek hier by professor Stuart van Wyk. Professor, ons ken vir Adam Small, en ek noem hom sommer die profeet van die mense. Sê vir ons 'n bietjie van die reis van professor met Adam Small. Baie dankie Malien. Ek stuur die aan. Baie dankie vir die geleentheid om vandag hier te wees en baie dankie aan al die mense wat meegewerk het om hierdie geleentheid moontlik te maak. Die Suidoosterfees, die SBA, die Jake Scherber gesprekke reeks. Ja, ek dink dit is baie gepas dat in hierdie jaar waarin Adam Small 90 sou word en ook 10 jaar na sy afsterwe, dat hierdie fees eintlik 'n huldiging vir Adam Small bring. Die Suidoosterfees se tema hierdie jaar is tuiste. En vir my is dit eintlik kenmerkend en baie betekenisvol ten opsigte van die werk van Adam Small. Ons het nog net hierdie pragtige uittreksel gesien uit Christmas van Map Jacobs wat gaan oor identiteit en die mate waarin plek, waarin 'n lokaliteit jou identiteit bepaal en hoe dat mense eintlik soek na 'n tuiste, 'n geborgenheid in 'n bepaalde tuiste. Soos Mr. Lagoma sê, dit is 'n terrible gesoek na identity, by hoek of by kroeg wil jy belong, en dit is wat tuiste eintlik is. Vir my het Adam Small nou eintlik hier tuis gekom, ook weer eens vir jaar, want daar was verskeie geleenthede in die verlede waar sy lewe en werk gevier is. Maar net weer ook om te beklemtoon, as 'n mens kyk na sy hele oeuvre, ek meen die kernwoord in sy bekende drama Kanaheko, huis toe is huis. En dit sê weer eens hoe belangrik 'n tuiste en 'n plek van geborgenheid vir hom is. Want in die drama is daar ook heeltyd die spel met die Kaapse uitdrukking huis. Dit is waarna Makitele verwys en Toefie en Skoen ook. En dan heel aan die einde van die drama, as Izzy en Gina vir hom vra, gaan hy nou hier bly, dan sê hy gaan huis toe, hy gaan terug oor see, wat eintlik dan sy vervreemding uitwys. En ook in Johnny Galantele, as 'n mens kyk in die drama, Johnny Galantele, hulle psigososiale trauma is die gevolg van hulle verskywing uit Woodstock na die Kaapse vlakte waar hulle blootgestel word aan bendes en aan dwelms, en waar hulle daai ontheemding dan eintlik ervaar wat so dramatiese inwerking veral in Johnny se geestelike gesondheid het. Om terug te kom na jou vraag, hoe dit gekom dat ek met Adam Small se werk my besig gehou het. Ek dink op 'n stadium toe ek begin het met 'n doktorale studie, was dit vir my opmerklik dat daar nie 'n in-diepte studie van, soos wat ons op daai tyd genoem het, 'n swart Afrikaanse skrywer was. En dis die tyd toe die literatuurhistorikus J.C. Kannemeyer hierdie groot biografie geskryf het oor Yskriege en oor Langenhoven en die Opperman en so aan. En ek het gevoel daar is 'n nodigheid vir so 'n groot opgesette studie wat nie net Adam Small se werk bekendstel nie, maar wat eintlik ook 'n studie doen van die kunsgrepe wat hy gebruik, waarom hy gebruik gemaak het van die epiese theater, waarom hy meer aanklank gevind het by die African American spirituals en nie met die soort digkuns wat ons ken van Opperman en van Wyklou en ook van Breitenbach en sy mede-60er nie, maar dat hy 'n baie unieke vers geskryf het. En daarna het ek my maar voortdurend besig gehou met sy werk en toe hy hier in die 90's besluit het, hy gaan hom nou onttrek uit die samelewing uit,
En daar is baie bespiegel waarom hy dit gedoen het. Hy het later gesê, omdat hy so baie kritiek moes verduur, het hy eintlik besluit hy wil 'n bietjie terugstaan uit die samelewing uit. Toe is ek meermale deur hy self en sy vrou Dr. Rosalie Small gevra om vir hom in te staan as hy 'n eerbewys sou kry. Onder andere het hy ereburgerskap van die stad Kaapstad gekry wat ek namens hom in ontvangs geneem het, en ook by geleentheid wat die Hertzogprys vir drama aan hom toegeken is, moes ek die kommendasie lewer en was ook teenwoordig die aand toe dit aan sy vrou Dr. Rosalie Small oorhandig is. So dit is 'n langdurige bemoeienis en ek dink hierdie geleentheid vir jaar het my ook weer gewys dat daar nog baie aspekte van Small se werk is wat ontdek moet word en wat eintlik lewendig gehou moet word, want mense geheue is maar kort en ek dink soos ons het hierdie opvoering gesien het, die problematiek waarmee hom besig hou spreek nog van dag tot mense. Dit gaan oor hierdie ontheemding wat hulle voel in hulle eie tydse konteks en al daai soort uitdagings wat daar te sprake word. Ek moet net sê, en ek moet vir die Kunste Kaap baie dankie sê vir die geleentheid wat hulle bied vir leerders om hierdie drama te sien. Ek het verlede week die opvoering hier bygewoon en dit was vir my weer eens, want ek het dit al 'n hele paar keer gesien met verskeie akteurs, Maurice Page onder andere en so aan. Dit was vir my net weer eens 'n belewenis om te sien hoe dat hierdie skoolleerders die drama ervaar en om daai emosies wat daar uitgespeel te sien op die verhoog, hoe dat dit hulle absoluut raak. Ek meen daai toneel waar Map praat van daai verkrachtingstoneel van Anti-Grootmeisie. Het is iets wat jou regtig aan die hart ruk en ek dink vir leerders om in 'n klas te sit om die drama te lees, ja, dit is iets, maar om dit te sien daar en die totale emosie daar te sien uitspeel is iets wat ek dink vir hulle baie lank sal bybly. Dankie Dr. Van Wyk, ons sê sommer Stuart, Ja, nee? graag. Want ons gaan nou sommer lekker praat. In die konteks is dat Adam Small het ook 'n groot geskiedenis van die Nico tot die reis wat regtig waar, en dit is 'n reis wat nooit sal eindig nie, want ons werk met mense. En dis die reis van toeganklikheid van die kunste en die behoudenheid van die kunste. So ons het so 'n bietjie net vir almal sodat ons gesprekke so 'n bietjie anderste. Net om te sê dat hierdie jaar is ook ons 55 jaar bestaансjaar van hierdie gebou. En die 19de Mei 1971 het die gebou geopen en die 19de Mei 2026 nooi ons julle almal uit en ons vat vir julle 'n reis om 11:00, skryf dit maar neer. Dan sien julle almal van die ou Nico. Kyk, geskiedenis is geskiedenis, né? En ons reis ook met Adam Small wat deel was van die raad destyds ook. En dit het ook aanduiding gegee aan sy ballingskap. Want ons het baie opgelees. Ek is al besig met Celeste Rydlings wat ook ons argief is. Ons is al besig vir 3 jaar net om te kyk na die geskiedenis. Want geskiedenis kan jy mos nou nie uitvee nie. As jy so 'n geskiedenis is geskiedenis. En ons kyk in terme van die rol toe hy kon hy nie sy premier bywoon nie. En die akteurs was brein gesmeer. En as ons terugkyk dan dink ek wat 'n belaglikheid was dit nou, né? Maar dit was 'n tyd en 'n plek in ons bestaan van hierdie gebou. En ons moet eintlik sê soos ons hier sê, wat 'n kleine wonderwerkie. Ons is almal bevry deur die nuwe Suid-Afrika. Almal van ons. Wit, bruin, Indiër, wat sou ewe wat se kleur jy ook is. Ons is bevry. Maar ons kan nie die werke van Adam Small, die belangrikheid daarvan en die geskiedenis daarvan vergeet nie. Want ons kan net so maak en ons kan teruggaan.
So ons het net so 'n klein insetseltjie van dit. Dan praat ons weer voort van die prosa gedeelte. En hier kom die akademikus weer in. Kyk, ek is mos nou die drama mens en dis die akademikus. So kan ons net daardie insetseltjie speel asseblief? Baie dankie. En so het ons nou so 'n bietjie agtergrond meer. Ons gaan 'n bietjie ligterig ook raak nou, né? Dis maar net ons so geskiedenis, ek praat oor dit. En soos julle kan sien julle so 'n blik van die verlede. En hoe het ons nie verander nie. Maar die skrywer, die akademikus, 'n sosiale werker, eintlik van beroep. En wat vir jare ook by IWK verbonde was. En wat my altyd diep raak van Adam Small is dat jy kon nie die mens uit die werk uitneem nie. Hy het geskryf oor wat hy voel en beleef. Oor aan jou, Stuart. Ja, ek moet net sê dat as akademikus het ek 'n hele lesing uitgewerk en toe gooi Malien 'n drama dit heeltemal by die venster uit met PowerPoint en toe sê sy ons gaan teater maak vandag en toe is ek heeltemal op my senuwees. Ja. Goed, ek dink dit is bekend dat Adam Small gestudeer het in die filosofie. En sy loopbaan begin het eers by Fort Hare en daarna by IWK as filosofie dosent waarin Jacques Gerwel, professor Jacques Gerwel, een van sy studente is en professor Gerwel het baie jare gepraat oor die vormende invloed wat Small op sy denke gehad het. Onder andere het hy dit beskryf as die filosofie van die twyfel om alle sekerhede te bevraagteken en eintlik twyfelend en bevraagtekenend in die wêreld om te gaan. Ek het ook onlangs 'n stuk gelees wat Gerwel geskryf het met die titel Die lag van die lampenproletariaat, die lag van die onderklasse. En hierdie opvoering was vir my so tekenend van daai soort uitgangspunt van Small.
die wyshede wat uitkom uit die onderklasse uit, en daarom is daar dikwels in sy stukke, is daar karakters, vrugteverkopers, soos op die parade, wat dan nou juis al hierdie sekerhede en hierdie valshede bevraagteken en dit uitlig. Maar soos jy gesê het, hy het ook prosa geskryf, eintlik sy oeuvre begin met prosa stukke, met verse van die liefde en klein simbool, waarin hy baie meer filosofies omgaan met die vraagstukke van Suid-Afrika in die 60er jare en eintlik die dwaallering van apartheid uitwys. En by hom was 'n groot beginsel die liefde. En vir my staan dit nog steeds uit sy omdigting van 1 Korintiërs 13, wat hy eintlik in Suid-Afrika plaas en wat hy sê dat die liefde en die toenadering tussen mense is word een van die ewigdurende beginsels te wees. So, as prosa is, het hy sy oeuvre begin, maar dan later veral uitgestaan as digter met gitaar, met kruis en sê Shibboleth, en later ook Ooswes Tuisbes, en dan die Engelse bundel Black Bronze Beautiful, en dan sy laaste bundel Klaverjas, en natuurlijk die dramas, Kanaiko is toe, wat deur André P. Brink beskryf word as een van die grootste Afrikaanse dramas, en daarna die dramas waarna ek verwys het, insluitende The Orange Earth, wat later vertaal is as Gorée. En dit, Gorée is ook nog natuurlijk vir my ook aantekenend van waar plek en die geborgenheid in grond 'n sentrale rol speel. En dit is opmerklik ook van Smol se lewe. Jy weet, hy dikwels verwys na sy ouma Tima se huis in Wellington. En ek is van Wellington. En Marlene is van, en dan nie in dieselfde straat nie. Ons dieselfde straat, Wellington. So dis hoekom ek voel altyd so, daar so, as ons praat van Adam Smol, hy praat so direk met my. So ons is in voeling met mekaar, gedurig. Ja, en professor En Lokedeer is ook daar, en Basil Apollos is ook van Wellington oorspronklik. So, ek wil ook net aankondig dat ons is mos nou besig om my geld te soek vir Kanako huis toe in Februarie maand. Ja. Daar is hy Basil, ek het hom ingekry. Hy staan in. Is mos drama. En die wat diep sakke het dit gehoor. Februarie, né? Ja. Ons soek dit, Stewart? Ja, ja. En sê vir my, sê julle in Wellington of in die Wellington? Sê julle in die Wellington? Affie Wellington. Ons is af van die Wellington. Ja, ja. En waar was ons nou weer? Dis hoekom ek saam met die drama, né? En by Gorée en ons was by is alles van plek. Blouvlei is alles plekgebonde. Dit is hoekom het so 'n belangrike gesprekkie wat ons het, wat ons ook nou oop gaan stel vir die gehoor ook, wat die belangrike is van plek. Want wat was die Nico? Dit was 'n plek. En 'n plek wat sinoniem was van ekskluwiteit. En hoe ons dit moet regtig waar omver moet gegooi het om te sê, hoe gaan ons verder beweeg as die mense met bevryding? En Adam Smol se werke het ons baie gehelp om daardie bevryding, veral met die voorgeskrewe werke, want die kinders lees net die hoofopskrifte, maar ons ken nie mekaar geografies, is ons nog vasgevang binne die gebiede van apartheid. So hierdie plek, wat nou Aardskep genoem word, is 'n plek waar mense na toe kom, waar jy iemand ontmoet, wat jy nog nooit ontmoet het nie, 'n taal ervaar, wat jy nog nooit ervaar het nie, en Afrikaans in al sy variëteite ervaar. En dit is hoekom dit so belangrik is, dat die werke van Adam Smol, wil ek vandag hier sê, was deel van, en ek gebruik baie min die woord transformasie, dis die beweging van mense na mekaar toe. Dis die nuwe woord wat ek vir julle wil sê. Dis my eie woord. Karen Meyering, kan jy dit asseblief opskryf, sodat ons dit wel kan registreer ergens, né? Dit is die beweging van mense na mekaar. Dis eintlik wat transformasie beteken. So nou vra ek weer, die plek
is so belangrik. Ja. Want dit is 'n plek waar hy begin het ook. Ja. En hy was bitterseer gemaak. Presies. Deur die mense van die Nico en deur sy eie mense. Hulle het hom genoem 'n collaborator, 'n impimpie. Sê bietjie daaroor. Dis drama julle weet eens daarvan nie, né? Ja, ek dink dat Adam Small het 'n groot rol gespeel om die Nico te beweeg van daai eksklusiewe instelling tot die inklusiwiteit wat ons vandag hier ervaar. So toe daai eerste produksie kan Kada open in 1971 met Sandra Kotse en Kobus Rousseau, Pieter Fourie wat die regie gedoen het. Toe moes Adam Small spesiale vergunning kry om die premier by te woon wat hy toe van die hand gewys het, want hoekom het hy spesiale vergunning gekry en uitgesonder word om dit te doen. En dit het natuurlik opspraak verwek en ek wil net hier aanhaal wat die Argus geskryf het in 'n hoofartikel daai tyd. Die Argus het gesê, "Isn't it tragic that a man who is good to write a play worth performing at the Nico Malan may not go as a right to see it staged because of his color." En Adam Small natuurlijk as die groot ironikus het gesê, dis 'n crowning irony dat hy dit nie mag bywoon nie. En as 'n mens die berigte lees oor daai eerste speelvak hier, dan sien jy dit was vir 3 weke totaal voluit bespreek en die akteurs is op elke aand staande toegejuig deur die gehoor, waaronder die destydse minister van kleerlingsake Dr. S.V. van der Merwe. En toe hulle hom vra, Dr. van der Merwe, wat dink jy van hierdie verhoogstuk, toe sê dit is uitstekend en dit is so relevant tot die breingemeenskap. En as 'n mens nou dink, die ironie daarvan dat hierdie man wat elke dag sit en wetgewing uitvaardig en wetgewing implementeer wat juis mense uitlewer aan die omstandighede wat dan kan gebeeld word, dan is dit soos Small sê 'n crowning irony dat dit moes gebeur. En dan is daar natuurlik die groot rasdebakel van 1975. Toe besluit die administrateur, nou maak ons die Nico oop, maar op 2 aande word dit gereserveer vir blanke gehore. Ja, breingehore. Ja. En dit het natuurlijk 'n groot kritiek ontlok van die publiek. En hierdie besluit is binne 48 uur omgekeer, onder andere deur P.W. Botha, wat op besluit van die eerste minister, B. Foster, gesê het, nee, dit kan nie gebeur nie. Maar weer eens Small met sy typische sarcasme sê toe, that special days for whites, want it was eindelijk white, suits me fine. It is an excellent thing. Now the verkramptes will be exposed, isolated and destroyed. Maar op daai stadium het hy nog nie besluit, hy gaan self gaan nie, en soos hy gesê het, hy is toe natuurlijk uitgekry deur sy eie gemeenskap, omdat hy toe by 'n latere geleentheid wel opgedaag het vir 'n verhoogstuk, nogal met die titel Who Saw Him Die, hier die Academy Theatre. Yes. En ja, as 'n mens 'n bietjie die politiek van daai tyd lees, dan sien jy die groot skering wat daar was tussen linkse kringe en dan ook meer behoudendes, veral van Tsakos en Hassan Houe en die mense wat totale boikot van die teater voorgestel het. En ek wil net sê, ek wil dit weer herhaal. Toe sê Adam Small weer eens, hulle sê die Nico is nou open for all. Maar excuse me madam, waar gaat ons pee? Want weet julle, daar was nie 'n toilet vir hom om te gaan pee nie. Want die hulle het vergiet dat die mense moet toilet toe gaan wat ook bruin is. En die toilets het gewys all whites only. Ja. So julle, kom laat ons verder sing, Stuart. Ja, ek wil net aansluit nog, toe hierdie hele rasdebakel uitbreek, toe skryf Adam Small 8 limerieke
waar hy die draak steek met die Nico en kan ek so een of twee daarvan lees? Okay, die eerste ene begin so en dan gaan ek dit nou in my beste Kaapse probeer voorlees. Daar's so eendag 'n theater erg famous, 'n opera house wat 'n regte name is, maar almal sy rights is to only for whites, sodat die hele ding toe 'n blinking shame is. Die tweede ene, die Nico daar in die Kaap bly toe vir die ander population groups skoon taboe, vir jare aan een jaar vir die wit culture vultures alleen jaar, en nou suddenly, jy kan jy dit glo. My liberal pellies het geboycott met 'n snot, daai white elephant op die foreshore truths the Lord, hulle gee my die dope, as ek suffer sê, dan moet hulle ook suffer. Toe sê ek, God bless Bishop's Court. Die old Nick is nou oop so waar as vet, cause culture is culture and that's that. Maar nou is daar al weer die wat begin om te skree, pardon me ladies, waar gaan ons pee? Yes. Gaan hulle drop nou die goedes, die signs en die wette, die separate amenities en toilette, kos hulle witmos ou kippie, laat Afrikaans is 'n culture waarin ons praat, en ook ene waarin ons piepie. Daar swart pellies van my, hulle meen dat ek shit is, om kante te laat speel vir die wittes, maar ek dink oor hulle sadly, cause die ding is nou badly, 'n case wat die same is in reverse. Daar was gentleman artist van oor die see wat sê, ek het ook eers te foolies geglo hier. Toe jou met South African whites culturally, maar toe try ons wittes, voel vir kanna, en kyk hulle harte chemie. Eendag sal bygons wees, en die dinge oep, sodat ons almal mens sal wees, so los die vreeslike vries, by die Nico-Belan of waar dit ook al mag wees, kos dit sal okay wees, even with the reference to the lavatories. En Baie ek, slim, ja, baie baie slim. En van die Nico se kant af wil ek net sê, wees die 19de hier by ons. Wees deel van 'n geskiedenis. 12:00, 11:00 begin ons, 12:00 wil ons 'n groot foto neem met almal op die steps van die ou Nico. En ons sê hier beweeg ons mense na mense toe, né? En ons gaan dit hang hier in Aardskyp, sodat ons nooit moet vergeet jy was deel van geskiedenis. So as jy nie deel was van voor die 1994 om mense na mense te beweeg, dit is nou jou tyd om deel te wees van die nuwe Suid-Afrika. Kom staan by die Aardskyp op die steps. Dan wil ons ook sê, almal is welkom, want ons tema vir die hele jaar, 'n plek vir almal. Ek wil weer eens sê, 'n plek vir almal. Elkeen moet voel, dis 'n tuiste. Ek en Stuart gaan nou gou luister na julle stories, wat julle wil sê. Alyssa, gee daar 'n handeklop vir professor? Professor, ek voel vir jou, ek voel vir Adam sit hier langs my, en sê vir my oupa, daai Malientjie, hulle het vir my Malientjie genoem, daai Malientjie, kyk hoe gaan sy aan? Hy het net nooit gedink, want ek was ook 'n klipgooiery, hy het net nooit gedink dat ek gaan hier sit, sommige dae as ek inkom in die gebou, dink ek, ek kan nie glo ek werk hier nie, as 'n wonderlike gebou van vibrasie, van geskiedenis. Is daar enige iemand wat 'n storieetjie wil deel, of 'n vraag wil vra aan hierdie beroemde professor? Natuurlik is jy beroemd. Meneer, Alyssa, gaan jy vir ons help? Meneer, kan maar opstaan. En professor van Wyk, daar skrywershuise in O, dis Jan. Dit kan nie vir ons net sê wie is u? Jan Odendaal. Daar skrywershuise in Somerset Wes, Somerset Oos vir Jakes Gerwel, Langehoven se huis, arbeidsgenot op Oudtshoorn, NP van Wyk se huise op Sutherland, by die Breitenberg sentrum vir die Breitenbergs op Wellington. Wat van 'n huis, 'n skrywershuis in die Kaap of by Goree, waar hy groot geword het, vir Adam Small. Dis net 'n gedagte. Dit sal wonderlik wees in blink Menenberg, gedagte, 'n blink gedagte.
ek dink wat Jan eintlik vir ons sê, Adam moet huis toe kom. En dan moet hy huis vernoem vir hom, na hom, en vir nuwe skrywers ook. Wat dink julle? Vir drama, net so. Karen sit mos nou hier en in Wellington. Hier sit die SBA's, hier Breitenberg is hier, Karen is hier. Ons kan dit doen. Dis op ons lysie. Volgende jaar die tyd kom ons dit vir aan julle verslag gee. Meneer professor Lekodeer, u wil iets vra? Baie dankie. Dankie vir Iets jou. vragen, misschien iets zeggen. Ik zie professor Francis Pedersen, is in die gehoor, directeur van Tukkies. Welkom. Francis. Adam Smol's huis op Wellington, in Tiknestraat nummer 13, staan net zo achter die NG Sendingkerk. So die huis is daar. Ons hoef nie 'n huis te gaan bou of 'n huis te gaan soek nie. Die huis is daar. Ons moet net alles saamspan en 'n plan maak om daai huis sy kultuur te gee wat hy toekom. Iets heel anders. Julle sal sien, hierso is blomme uitgestal, krisante, onder andere 'n paar blomme van my ook, wat van Wellington afkom. Nou krisante is 'n ding van Wellington, al vir 100 jaar. Adam was self 'n blommeman. Hy het geplant. Adam se oudste broer Bokkie was 7 keer kampioen geweest. Hy was die kampioenkweker. En Adam en Bokkie se oom, nou het ek die oom se naam vergeet. Maar in elk geval, oom Angus Smol, daar is sy naam. Hy het die eerste keer ook kampioen met die krisante gewen in 1937 en die laaste keer in 1947. So daai krisante is deel van die 90-jarige bestaan van Adam Smol. So hulle staan nie hierso net vir mooi lykie, dit ook, maar om Adam Smol se geskiedenis ook te gedenk. Ek wil net ook byskryf, dankie meneer. Kyk in Wellington en dan is ook in Calmo en Pineal, is groot verenigings, ek het groot geraak met dit. Wellington raak 40 grade, julle, dan gooi julle seile oor, ek weet nie hoe dit survive, maar het survive julle. So die krisant met dankie meneer vir die geskiedenis. Ek wil net ook vra, Basil, wil jy enigiets sê oor Kanako huis toe, wat ons beplan of iets? En enige iemand anders, ek sien nog nie iemand anders se hande nog, iets wil sê, kommentaar, wil lewer, Basil? Nee, eintlik nie, maar dit gaan gebeur. Jy moet dit sê, Basil, dan gaan dit gebeur. Okay. Kanna, ek kan dit sê, ek het Kanna gespeel by die eerste Suidoosterfees 23 jaar gelede. Teenoor die wyle Charlene Soorti Richards. En dit was 'n passie van my, omdat ek nou agter die gordyne is, soos hulle sê, as 'n regisseur, dat ek weer die produksie wil doen. En dit gaan nou gebeur en ek dink dit is gepas vir die 55 jaar van Aardscape om dit weer te doen. Ek wil ook net almal aanmoedig dat SBA het 'n wonderlike program begin met jong mense wat geskryf het oor wat beteken Adam vir hulle nou. So gaan kyk dit in die arena. Dit is deel van die Suidoosterfees, kyk in die boekie. Reg so, Dr. Leroux? Basil het nou weer sy denke teruggekry. Hy wil nog weer iets sê. Theo, snap. Ek wil net sing vandag julle. Ek wil net sing. Eers moet daar geleentheid wees. Ek wil by sê dat die produksie is baie groot. Die tyd wat Adam dit geskryf het, hy het definitief dit geskryf met 'n hele gemeenskap en jy weet. En ek wil dit graag terugbring. So die produksie is eintlik ons gaan workshops doen, ons gaan afskop. Op die oomblik het ons borge gekry vir die afskop daarvan, want ander lande was alweer geïnteresseerd daarin en die Nederland het vir ons 'n bietjie fondse gegee om die workshops af te skop in Wellington
En dan ook in die Kaap met forced removals etc. Maar hulle betaal daarvoor. So dit is nie net 'n professionele produksie nie. Ek gaan saamwerk met Community Arts Network sodat ek alle rolle kan cast in Canada. En dit is in samewerking met Artscape, sodat ons dit ten alle tye op die grond hou, en dit is dan 'n aanloop tot die Kanako-huis toe in Februarie. En ons het besluit ons begin in Wellington, want dit is ook waar sy DNA wel is. Nog vrae voor Stuart sy laaste gedig vir ons lees? Of Goeiemiddag miskien almal. iets natuurlik? Ek het Neil? Wayne- Ek wil net graag noem, ek dink die mense vergeet oor die Oosterfees dat O, jammer, ek kan nie sien nie want die ligte, jammer vir jou. die Suidoosterfees het hom ook al vereer. Ja. Destyds het professor Gerwel die toekennings ingestel en die eerste een was en professor het dit nog ontvang. So dit was nie net die kopbeeld nie, Ja. dit was baie groot verering en professor Stewart het ontvang. So ek wil dit ook net noem dat mense dit ook in gedagte Ja. hou. Dit was 'n baie groot toekenning voor die kopbeeld. Ja. Dankie Neil. Kan ek maar nou praat? Jy kan nou praat. Ek kan nie Hallo. sien nie. Ehm Okay, en dan Karen. Ek is Wayne Newman, boerling van Stellenbosch. In die 70er jare het my ma, Mrs. Mary Newman, my neef Quentin Newman en mense van Parel, Samais, het gereis weekliks na die Joseph Stone Auditorium toe, na die Ion Groep. En dit was die enigste plek waar ons mense na toe kon gaan om te leer en om uit te leef wat die gawes wat God hulle gegee het. En ek dink die ouer mense sal so trots wees as hulle sien wat vandag hier aangaan. Dankie, dis al. Dankie. Ek wil ook net sê meneer, ons werk nou saam met die een groep en veral Joseph Stone. Dat is 'n belangrike plek vir ons as Artscape, want dit is in die hartjie van die gemeenskap en die raad ondersteun my om noue bande te smee met Joseph Stone. Die meeste van ons produksies gaan ook Joseph Stone toe. Karen? Karen is na my. Stuart en Malin. Stuart het gevra, wat was mal se uitwerking op sommige mense? Ek was in 1973 op Douwe College in Edenhaag. En toe breek IWK mos nou uit, né? Weet wat daar gebeur het. 74 kry ek klas in die 3de jaar akademies by prof Gerwel se broer Isaac. En hy begin met ons die twee boeke te doen. Qatar my kruis en kan hy kruis toe. En daar begin 'n ontwaking by my. Want ek was mos nou matriek, eerste jaar, tweede jaar, jy gaan mos net anders lekker in die girls en die goeters. Maar toe daai twee boeke met ons behandel word, toe's daar 'n hele ontwaking by my. En toe kom ek Kaap toe, want soos die vorige bespreking gegaan het, jy wil Kaap toe kom. Maar in die Kaap gebeur jy goed vir ons. En toe kry ek professor Gerwel in my eerste jaar klas. Gee hy vir ons klas. En toe gaan dit verder. Smal het ek nie by op die klas gegrade met hy het altyd so geloop asof hy jou nie geïnteresseerd is in ek het hom half net gesien, maar nooit met hom te doen gehad met vir Adam nie. Want ek het nie so filosofie en maatskap gedoen nie, ek het hier by die letterkunde goeters geloop. Maar die punt wat ek wil maak, daai ontwaking in 74 en die voortgaan met Jake se klasse by IWK het vir my armsmal in die prentjie geplaas. Soveel so dat ek nou nog sekere gedigte uit die kop uit kan sê. Want daai tyd het ons gedigte geleer. Vandag leer die kinders, jy wil sê leer hy gedig vir my, kom ons doen wat is nou die manier, ons moet net
Ons moet dit kan ontleed. So, ek het ontdek, so smal, in 73 en verder. Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie. Jo, baie mooi dinge hier vandag. Ek was bevoorreg om ek was in die plek om die eerste feesbestuurder te wees van die KAKNK 30 jaar gelede. En professor Adam Small was ons beskermheer van die KAKNK. En hy het ook 'n produksie daar gedoen. En ons het daardie produksie Johannesburg toe geneem en die absolute groot impak wat dit gehad het by die Johannesburg Joburg Theatre nou, wat die produksie daar gehad het vir volhuise gespeel en so aan. En net daai hele toer wat ek kon gehad het, beleef het saam met hom, Johannesburg toe en by die KAKNK. En ek wil amper sê die reis wat die feeste begin het met 'n inklusiwiteit, het eintlik ook daar begin met sy insette en sy teenwoordig wees by die eerste KAKNK. En dit was 'n lewensveranderende ervaring. Dis al wat ek wil bieg vandag. Baie dankie. Nog 'n laaste twee Ja, daar en dan agter gaan ons staan. afsluit. Goeiedag almal. Ek is Dr. Imani Bellacho. Ek was 11 jaar oud en gedans by die Ion groep. En ook in my gemeenskap. En Dalsie House het destyds na ons gemeenskap gekom en my genooi na die Nikomeland. Toe het my pa gesê nee, maar sy het vir my weer genooi en my ma het gesê, gaan maar saam met die wit antie. Toe kom ek saam hier. En toe het sy 'n bietjie calamine lotion aan my gesig gesit en my hande. En ek onthou so 'n swart pole neck, long sleeve pole neck. Ek was op balletdanser, ek gaan bietjie agter en bietjie optree. Maar toe moet ek me nog gaan pee. Toe ek in die toilette kom, toe die calamine lotion afgetrek. Want ek het eczema gehad en het my begin krap. Toe het ek al rustig die calamine lotion al probeer aftrek, Marlene. En toe Dalsie nou vir my weer kom soek by die toilette, toe sê sy, hi, you're supposed to keep it on. Toe hardloop sy van nog calamine lotion, maar toe het die bestuurder al reeds vir my gespot en gesê ek moet nou loop. En toe moet ek maar waai. Dankie julle. Hallo, ek is Annegret. En ek bly ook in Wellington. En ek is betrokke by die Breitenberg Sentrum. So ons het ook vir Breiten wat van Wellington kom. Daar was 'n baie spesiale tuin van digters. En Theo Kemp was ons bestuurder op daai stadium. En nadat Adam hy het sy stilte, nou hoeveel jaar Stuart? Was baie, was lank, verbreek vir die eerste keer by die Breitenberg Sentrum. En dit was 'n ongelooflike spesiale fees wat jou gereël het. Al die groot skrywers het almal gekom. Onthou jy, Andrei was daar, Breiten was daar. Daar's die wonderlikste fotos van Adam geneem. Adam en Breiten saam in die tuin, lieflik. En ek het net gedink ek sal dit deel, want dit was 'n viering van sy lewe. En hy het vir ons voorgelees, onthou jy, in trane. Dit was hartroerend. So ek dink ons moet vir Adam Small huis toe bring. Ja. Dankie. Dankie, Arret. Dis ons laaste nog persoon? Ja, ja. Goeiemiddag, baie dankie vir die geleentheid. Ek is Bram van Aarde. Ek was in my jonger jare was ek by die SAIK betrokke, baie musiek betrokke. Dis vir my wonderlik om te sien hoe ons die Rainbow Nation besig is om hom te bou, wat lankal al gebou moes gewees het. Ek meen, dis absoluut belaglik om te hoor dat mense nie byvoorbeeld 'n toilet kon gebruik nie. Dit is Marlene, dis eye-opening, om die minste te sê. En dankie ook vir die wonderlike werk wat jy doen, om die Rainbow Nation so te verteenwoordig in so 'n lieflike plek soos die Nikomeland, soos Aardscape.
Ag, ek het 'n eenvoudige vraag. Wanneer was die eerste boek gepubliseer van Adam Small? Watter jaar? En hoe oud was hy toe gewees? Baie dankie. Hou aan met die goeie werk. God bless. Dankie Bram. Stuart, het jy Ja, ek verse van die liefde is in 1957 en toe was hy 21 jaar oud. Ek dink in die begin van die jaar by die gedenklesing gesê, toe ons gepraat het oor hierdie jong dramaturge wat nou in gesprek tree. Toe het ek gesê dat dink 'n bietjie daaraan dat hierdie jong akteurs en dramaturge en regisseurs omtrent dieselfde ouderdom as Small toe hy verse van die liefde en later ook Kanna uit huis toe en Gitaar met kruis geskryf het. En die problematiek is dieselfde. Dit gaan oor die drome, die aspirasies, die versigtinge van jong mense en die uitdagings wat hulle beleef. Syne net in 'n ander konteks en hulle is in hierdie eie konteks. Ek hoop jy gaan die dramas wat in opdrag van die SBA geskryf en uitgevoer word. Kyk hier, baie betekenisvolle titels soos Waar ook al jy belong, wat kom uit Christmas van Map Jacobs. Tussen vlugte waar jy gaan oor twee jong mense wat op die punt staan om oor see te gaan, ook om hulle drome en aspirasies te gaan uitleef. En dan ook die ander twee dramas, absoluut iets om te sien, om 'n beeld te kry, 'n gevoel te kry van hoe jong mense vandag met Adam Small se werk omgaan, daaroor dink en wat dit te sê het vir hulle eie tydse kwessies. Ons laaste vraagie. Ja, nee, dis nie 'n vraagie nie, dis net 'n opmerking. Stuart, baie dankie dat jy ons herinner. Ons kom van ver. My naam is Mvula Jojo. Ook Stuart, baie dankie dat jy vir ons die geleentheid gegee het. Dis nou ek en Anthea 'n paar jaar terug om op Peniel te kon praat oor Adam Small en die impak wat hy gehad het op my eie studente destyds by Fodder. Weereens, ons kom van ver. Okay. SBA direksie. Kan ek net, Marlene, kan ek net dankie sê vir die geleentheid om vandag hier te praat. Ek moet net sê, dit is die tweede keer dat ek hier by Aardscape optree. Ja, nee, ek jy's optree. Optree. Die eerste keer was in 2015. Toe het Adam Small 'n kyk net fiesta gekry, lewenslange bydrae tot teater en woordkuns. En hulle vra vir my om die kommendasie te kom doen. En dit is 'n lewendige uitsending. En ons is daar agter, is in so 'n sykamertjie daar. Frank Opperman is die seremoniemeester en hy probeer my kalmeer, maar my senuwees is gedaan en ek kan hoor hoe breek hulle nou weg vir 'n advertensie breek en as hulle nou terugkom, dan is dit daar. En hy sê kom staan hier, is net hier agter die gordyn en daar gaan dit en hy sê gaan. En ek kan nie. Vandag was baie beter want jy is mos hier met jou stola. So dit was baie beter vandag, maar ek het gevoel ek draai daar om en ek hardloop by die teater uit. Nee, ek wil net sê, enige tyd, Karen? En so eindig ons vandag nie die lewensreis wat ons nou begin het nie. Stuart staan maar, ons is mos drama. En ons moet ons nog buig ook. Wil ons net sê, wees saam met ons met hierdie reis, waar ons as mense van Afrika, Suid-Afrika,
mekaar leer ken, deur skrywers, legendes, soos Adam Small, wat vasgevat het, en nog steeds ons harte laat bloei, en ons denke laat ook vleuels kry, en ook die ervaring wat ons het deur sy tekste te lees, sy boeke te kan ontleed en te kan verstaan. Maar ons uitdaging soos ons hier staan, is dat ons generasie van nou, die Gen Z's, hulle moet die Adam Smalls ken, hulle rolmodelle moet wees ons skrywers van vandag. Ons bedank julle almal wat hier was. En ons wil vra, kom wees deel van ons foto wat ons wil vat. Wees deel van die 19de. Wees deel van die verandering. Dis nie net winde wat verander nie. Julle moet deel wees van daardie verandering. Baie, baie dankie.